So ek sal vir julle die website kry. So, weet van die jong mense hier onder ons sukkel man, so ek sal julle help. Wie dink dis crazy? Almal, né? Van julle lyk nie seker nie, hè? Ons almal stem saam, dis 'n bietjie crazy. Nou en dis nie 'n uitsonderlike geval nie. Die scary ding is, as jy dit gaan nou 'n bietjie op die internet gaan, as hierdie gebeur baie, soos hulle sê, net daai een company het al oor die 4000 huweliksertifikate nou, soos hulle dit noem, uitgereik. Nou, hou net aan jou antwoord vas, want daarin gaan die challenge kom vandag as jy sê dis crazy. Net gou 'n tree terug, ons reeks, geroep vir meer. In hierdie reeks sê ons vir mekaar, wanneer Jesus jou red, dan breek hy die ketting van straf, né? Ons almal stem dit saam. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. As ek glo in Jesus, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is niks wat ek kan doen om myself te red nie. Alles wat Jesus gedoen het aan die kruis. En as ek in Jesus glo, en ek gee my hart vir hom, dan is hierdie ketting, dan is hy af van my af. Dan is hy gebreek. Maar wat ons mekaar sê in hierdie reeks is, ons moenie nou net hier langs hierdie ketting sit nie. En dis half die vraag met elke tema, jy kan maar na die volgende een toe gaan, Christo, is hierdie vraag, sit jy langs jou ketting of leef jy geroep? Sit jy langs die ketting van redding of leef jy geroep? Want Jesus het ons nie net geroep vir redding nie. So ons moenie net gered leef nie, ek moet geroep leef. Hy red ons nie net van straf nie, hy red ons nie net van die hel nie, hy red ons vir die hemel, maar die hemel is nie net 'n plek vir eendag nie, hy het gesê, dis 'n manier van dink, is 'n manier van leef, julle moet laat die hemel aarde toe kom, soos in die hemel so ook op die aarde, dis wat julle moet bid, dis waar julle mindsets moet wees, is ek roep jou vir 'n spesifieke lewe saam met my, so leef jy net gered of leef jy geroep? En elke week kyk ons na, waarvoor is dit wat God ons voor roep? En hierdie week wil ek met jou chat oor 'n lewe van liefde. God roep ons vir 'n lewe van opregte liefde. Nou jy het nou net gesê, dat dis crazy, wat hier in hierdie video gebeur. Dis crazy, dat mense met AI figure trou, ek meen mense trou vandag met opblaaspoppe, mense doen weird goed vandag. En jy sê, stem saam, dis crazy. Nou, hoekom is dit crazy? Hoekom sê ons dit crazy? As mense dit nou die eenvoudig vir mekaar moet sê, hoekom is dit crazy? Dis crazy, want 'n robot, alhoewel jy hulle kan programmeer om al die regte goed te sê vir jou, en sekere regte goedjies te doen vir jou, en dit lyk half soos presence, en dade van liefde, dis die regte dade, die regte woorde, dit kan nooit 'n mens vervang nie, né? Dis hoekom dit crazy is. Jy kan nooit, hoeveel regte dade jy kan programmeer in 'n robot, dit kan nooit 'n regte mens met 'n regte hart, wat regte liefde kies om te gee, dit kan dit nooit vervang nie, en daarin is ons boodskap vandag in ons challenge. Want net soveel as wat jy sê, ek soek nie 'n robot nie, ek soek nie robotdade om my lief te hê nie, dis crazy. Net so sê God, ek soek ook nie robotte nie. Ek soek nie net hierdie netjiese godsdiens waar jy net 'n paar regte goedjies doen nie, ek soek nie dit nie. Ek soek hart. Ek wil hê jy moet my lief hê. En ons gaan kyk na die stuk in Johannes 21, as jy jou Bybel hier het, anders kan jy saam my volg op die skerm, waar Jesus Petrus herstel van 'n robotagtige tipe mindset, wat hom amper veroorsaak het, dat hy heeltemal wegbeweeg het van die Here, en ek glo God wil elkeen van ons so herstel, nie net een keer nie, bekering is een ding, maar wat gebeur wanneer jy val en jy voel skuldig? Wat gebeur wanneer jy sonde doen, en wie van ons het al ooit na ons bekering ophou sonde doen? Nie een van ons nie, ons is mens. So gereeld gaan dit moet gebeur, dat hy jou moet herstel, soos hy Petrus hier herstel, en ek glo regtig dat die Here vanoggend met jou hart gaan praat. So vanaf vers 15, Johannes 21, vers 15. So dit sê, Petrus kry opnuut sy opdrag, maar voor dit het hy die spesiale ontmoeting met Jesus, kyk wat gebeur. So toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers
wy. Dit sê Jesus nou vir Petrus. Laat my lammers wy. Jesus vra hom weer, 'n tweede keer. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom weer. U weet dat ek u liefhet. En Jesus sê toe weer vir hom, pas my skape op. So, dit beteken, Jesus het hom ons geroep om 'n leader en 'n prediker te wees. So Jesus sê vir hom, gaan leef jou roeping uit. Gaan help ander mense. Hierdie skape, hierdie mense wat ek jou roep om te bedien, gaan doen dit. En Jesus vra hom toe 'n derde keer dieselfde vraag. Wat is die vraag, Simon seun van Johannes? Het jy my lief? En Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom weer 'n keer, so gaan laat my skape wy. Ons sê vir die Here, dankie vir hierdie woorde, so 'n powerful woord. En ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vir wat die Heilige Gees vandag daardeur vir jou wil sê. So, bietjie konteks. Petrus ontmoet vir Jesus hier, na Jesus opgestaan het, en na Petrus se grootste val, soos die grootste fout wat hy nog in sy lewe gemaak het. Na dit gebeur hierdie ontmoeting. En daai fout was, hy het Jesus 3 keer verloon. Toe Jesus net voor Jesus se dood, het hy letterlik 3 keer vir mense gesê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Ek ken hom glad nie. Hierdie ou wat Jesus roep om die leader te wees, die hoofprediker. Hier is hy, en hy staan en hy sê, ek ken nie daai persoon nie, ek ken hom nie. En Petrus was so committed ou gewees. Petrus is die ou wat sou fisies fight. Hy was 'n visserman, 'n harde man gewees, en hy was 'n doener, né? En as ouens met Jesus teëgepraat het, of hom wou teenstaan, of hom fisies wou te lyf gaan, wat baie kere gebeur, dan wil Petrus boks. Hy het een keer letterlik sy swaard uitgehaal en 'n ou se oor afgekap, toe hulle Jesus wou gevangene neem. Dis Petrus. En hy was so committed dat hy het vir Jesus gesê, toe Jesus vir hulle gesê het, luister, ek moet doodgaan, volgens die profesie, ek moet gaan sterf vir alle mense se sonde. Toe roep Petrus om een kant en sê, nee, u verstaan nie mooi nie, dit gaan nie gebeur nie. Ek sal fight. As enige iemand kom om jou te kry, dan fight ons, dan boks ons. Dan roep ons al ons manne en hier's moeilikheid. En Jesus sê vir hom, maar dis my wil. Ek bly dat jy committed is, maar dis my wil. Wees committed soos ek vir jou sê. Wees committed. So hy was hierdie committed ou. En soveel so dat hy, hoeveel keer sal hy vir Jesus sê, almal kan u verloon, maar ek sal dit nooit doen nie. Ek sal ewen vir u sterf. En Jesus het toe vir hom gesê, ek sê vir jou, voor die haan 3 keer kraai, gaan jy my verloon. Voor die haan kraai, gaan jy my verloon. 3 maal. En dit gebeur toe. En Petrus vind homself op 'n plek waar hy besef, hierdie persoon wie ek gedink het ek is, en hierdie commitment wat ek gedink het ek gehad het, hier is dit nou in stukke. Die een persoon wat ek gesê het, ek sal my lewe voorgee, toe die oomblik kom en die druk kom, toe vou ek. En ek val. En daai skuldgevoel van teleurstelling in homself, en teleurstelling in sy uiterlike, in sy dade, in sy commitment. Hy het te veel staat gemaak op sy commitment. Laat hom wegbeweeg, seker van die Here af, wegbeweeg definitief van sy roeping af, want hy is in die strate besig om te preek nie, ons sien hy vang weer vis. En Jesus staan op uit die dood uit, en hy kom by hulle, en hulle kom net uit, van visvang af, en ons sien Jesus, en dis my altyd klassiek, as jy sulke prentjies in die Bybel van Jesus sien, hy's besig, hy het al klaar 4 aangesteek, so Jesus het gelike van braai, dis cool, so hy steek 'n 4 aan, en hy roep hulle en sê, bring van daai vis wat julle gevang het, dan gooi ons dit op, dan braai ons 'n visie, en hulle is besig, hulle doen dit, hulle is besig om te braai, en dis hierdie, jy sien nie wat daar regtig gebeur, voor hierdie gesprek nie, dis amper asof daar awkward silence is, en jy hoor almal kou, en jy hoor hoe almal sluk, en dis soos, mens weet nou nie, hier's nou tension, soos wat gaan Jesus nou vir Petrus sê? Wat gaan nou gebeur hier? So, hoe voel God oor dit wat Petrus gedoen het? Miskien het een ou gesê, Here, so, waar was u die laaste 3 dae? Hoe was dit om dood te wees en op te staan? Awkward silence, en ewe skielik sny Jesus deur daai tension, soos 'n warm mes deur botter.
En hy kyk Petrus in die oë. En hy vra hom hierdie vraag wat alles shift, wat alles verander, nie net vir Petrus nie, maar ek dink almal wat luister en vir almal van ons wat dit lees vandag toe nog. En kom ons sê wat hy hom nie vra nie, hy vra nie vir hom. Petrus, hoekom het jy dit gedoen? Jy het gesê, jy is so committed, en jy gaan my nooit verloon nie, jy sal doodgaan vir my, het jy gesê, ek het jou gesê, I told you so, voor hy aankraai, 3 keer. Hy doen nie dit nie. Hy praat glad nie met hom oor sy uiterlike nie, hy praat nie met hom oor sy dade nie, hy spreek nie sy ongehoorsaamheid aan nie, hy praat nie met hom oor sy ongeloof nie, hy praat nie met hom oor, hy sê nie vir hom, okay, dis okay, dit was bad, maar kom ons fix dit, Hy fokus nie eers op fixing nie. Hy vra hom net hierdie een vraag. Het jy my lief? Het jy my lief? Hoeveel keer vra hy dit vir Petrus? Hoekom? Hoeveel keer het Petrus hom verloon? 3 keer. En 3 keer vra dit, so wat is Jesus besig om te doen? Hy is besig om hom te herstel. Maar herstel hoe? Nie na 'n beter lewe nie. Want jy sien, dit was Petrus se probleem. Petrus is nie een teleurgesteld in homself, want hy vir homself is hy hierdie committed ou, en hy het staat gemaak op sy commitment, maar hy is 'n mens. Jesus weet hy is 'n mens. Dis hoekom Jesus vir ons sê, voor hy aankraai. Hy het dit nie lelik gesê nie, hy het net vir ons sê, hier is die reality, Pel, jy's 'n mens. Ek weet dit, dis okay. Maar vir Petrus is dit 'n ding van, ek is teleurgesteld in myself, ek kon beter doen, ek moet beter doen, en ek dink God is ook teleurgesteld nou in my. So ek moet hierdie uitfigure, hoe ek my lewe gaan beter maak. Jesus sê, luister, ek het een vraag vir jou, het jy my lief? En ek dink Petrus wou seker sê, jy weet ek het jy lief, maar kyk wat het ek gedoen, soos ek moet ek 'n vergifnisgebedjie sê, wat moet ek doen? Sê ek het een vraag vir jou, het jy my lief? Here, jy weet ek het jy lief, maar Petrus, het jy my lief? Here, jy weet dat jy weet, ek het jy lief. En is asof Jesus vir hom sê, dis al wat ek wil weet. Dis al wat nodig is. Ek het jou lief, jy het my lief, let's carry on. Ons is okay met mekaar, soveel so, gaan leef jou roeping uit. En Jesus doen hierdie amazing herstelwerk in Petrus, 'n liefdesherstel, waar hy 'n shift in hom bring, wat sy hele lewe en sy roeping powerful maak, 'n heavy salwing op hom sit, as gevolg van wat in hierdie moment gebeur. Waar God basies vir hom sê, ek soek nie 'n robot nie. Ek weet jy's nie 'n robot nie. Ek weet ek kan nie jou gou programmeer en jy luister gou na 'n preekie van my en dan gaan jou hele lewe perfek wees nie. Ek weet jy gaan nooit perfek wees nie. Ek weet jy gaan foute maak. Ek weet die lewe gaan deurmekaar wees. Ek weet daar gaan groot valle kom soos die een wat nou gekom het. Ek het net een vraag vir jou in daai moments. Het jy my lief? Dis al wat saak maak. En dis 'n beautiful waarheid wat die Here vir ons openbaar deur sy woord, wat sê ek soek nie 'n robot nie. Ek soek nie jou robotagtige regte dade net, fokus net om die regte goedjies te doen nie. Ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Ek wil hê jy moet my lief hê. Ek wil hê jy moet my wil ken. Ek wil hê jy moet my wil dien. En as jy net vir my kan sê, maar Here, ek wil, dis genoeg. Jy gaan dit nie perfek doen nie. Jy gaan kom en val, en jy gaan kom en val, en jy gaan kom en val. Vergeet van, die val is nie die issue nie. Die val gaan nooit 'n issue tussen ons wees nie, tensy jy dit 'n issue maak. Maar ek het een vraag altyd vir jou in daai moments, het jy my lief? En as jy sê, Here, ek het U lief, Jesus sê, dis al wat ek nodig het om te hoor. Let's continue. Want kom ons wees eerlik, familie. Jy kan, ek en jy kan die Bybel vat en ons kan hom lees. En my hart kan ver wees van die Here af, né? Ons kan hom lees soos 'n skoolhandboek. Kan net bietjie lees wat hier gebeur, nou het ek vandag Bybel gelees, check. Ek kan ophou vloek,
Ek kan sekere sondes wat ek altyd gedoen het, kan ek minder doen. Ek kan dit wat ek kan elke Sondag by die kerk wees. Ek kan betrokke raak. Jy kan betrokke wees hier in een van die spanne en elke week serve jy committed. Jy kan al daai goeie doen en 'n koue hart hê teenoor die Here. Dit kom nie vanuit 'n plek van liefde nie. Jy kan elke dag 2-3 keer gebedjie sê. Ons sien dit, die Fariseërs doen dit en Jesus sê vir hulle, dis nie bid nie. Jy weet, vandag kan jy ChatGPT vat op jou foon en jy kan vir ChatGPT byvoorbeeld sê, skryf vir my 3 mooi gebede elke dag vars. En ChatGPT sal dit vir jou doen. En kan ek jou sê, daar's 'n prediker wat een keer gesê het, en baie waar, ChatGPT bid mooier as jy. ChatGPT bid mooier as ek en jy. Gaan skryf, gaan sit dit daarin en jy sal sien, beautiful woorde wat jy dalk nie eens sal weet in Afrikaans wat dit beteken nie. En jy kan daai beautiful woorde lees elke dag. Hier's my eerste een vir die dag, terwyl ek dan word so. Amen. Lekker. Kom ons gaan aan. My gebedjie gesê, jy kan dit doen. Dis 'n robot. Die Here soek jy dit nie. En baie mense bid so, baie mense lees so Bybel, baie mense kom so kerk toe en hulle maak staat op hulle commitment. Ek is committed, ek is 'n goeie mens. Maar dit kom nie vanuit 'n plek van liefde nie. En baie mense het verval in 'n robotagtige godsdiens, baie omdat hulle selfvertroue het, want hulle dink, my lewe is goed genoeg en that's good enough for me. So ek doen nie die paar goedjies en ek gaan dit aan, maar daar's geen liefdesverhouding tussen hulle en Jesus nie. Kom nie vanuit 'n plek van liefde nie. En ander mense is ver van die Here en hulle doen nog 'n paar godsdienstige goedjies, maar hulle commitment in dit is om te probeer om hulle eie lewe beter te maak. Ek wil 'n beter mens wees, want as ek so val en ek leef nie my commitment uit soos ek weet ek kan nie, ek weet die Here moet teleurgesteld wees in my, want ek is teleurgesteld in myself, want ons moet mos committed wees as Christene, ons moet committed wees, maar hier's die ding, die beginpunt van jou commitment is liefde. Dis altyd waar ons moet begin, en is altyd waartoe Jesus ons wil terugbring, is hierdie plek waar jy vra, het jy my lief? En as dit nie is waar jy begin nie, kan jy of so committed wees en baie goed regkry en selfvertroue gaan vir jou kap. Selfvertroue gaan die rede wees dat jy al verder weg beweeg van die Here af, because you're going to think I've got this. Of jy gaan na jou lewe kyk en besef, Jessie, ek kan in die publiek, ons is mos goed met dit om my glimlaggie op te sit en voor die dominee reg te praat en hier reg te praat en so reg op te tree, maar as jou kop op die kussing sit, weet jy wie en wat jy is. Jy weet jy's onperfek. Jy weet jy het sonde. Jy weet daai gedagtes wat jy gedink het, daai ding wat jy gesê het in die kar, niemand het jou gehoor nie, maar jy weet, en jy weet die Here weet. En miskien is daar soveel selfverwyte in jou, dat jy sukkel om te bid, jy sukkel om te worship as jy in die kerk is, jy sukkel om Bybel te lees, want dit voel net vir jou so, ek kry hierdie net nie reg nie, en jy dink jy moet dit reg kry, en jy dink dis wat God van jou wil hê. En amper soveel soos, kry dit eers nou reg, dan is ek en jy weer reg met mekaar. Dis nie die Here nie. Dis nie wat die woord vir ons sê nie. Die woord sê, God kom na ons toe en hy vra hierdie een vraag vir jou. Het jy my lief? Het jy my lief? Dan is ek en jy okay. Kom ons gaan aan. En dis vir my, jy weet, dis vir my opvallend as ek na Petrus kyk, hierdie ou wat 3 jaar saam met Jesus gejourney het, hoekom hy dit nie verstaan het nie. Dis my super opvallend. 3 jaar is hy saam met Jesus, hy sien Jesus teach, hy sien Jesus met prostituie en ander mense wat heavy bad sondes doen. Hy help hulle op in genade, hy ontmoet hulle waar hulle is, hy sien dit vir 3 jaar lank, en hier in sy groot val, beweeg hy weg, slat hierdie skuldgevoel en hierdie selfverwyte om. Dit wys vir my, skuldgevoel en selfverwyte, it's a big deal. En dit wys my, dit kan met enige iemand gebeur, enige een van ons. Wanneer jy opmes, dan kom die duiwel en hy gebruik het, en hy kan dit so gebruik, dat jy voel, ek is net nie op 'n goeie plek nie, ek is net nie goed genoeg nie, ek sal weer daar kom, ek sal hard probeer, en dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil jou net ontmoet in daai plek waar hy vir jou vra, is jy lief vir my? Jy sien, Petrus het groot geword in 'n baie godsdienstige kultuur.
in sy kultuur, was dit so dat as mense nie goed doen nie, as jy verkeerd doen, dan het daai mense vir jou gekap. Soveel so dat as jy die sekere goed verkeerd doen, het hulle jou fisies in die publiek ingevat en jou doodgegooi met klippe. Dit was sy culture waarin hy groot geword het. So jy was nogal bang vir verkeerd doen. En soos ek aan dit dink ek, dis baie relevant vir ons kultuur, is dit nie? Want uit die vorige generasie, ons autoriteitsfigure, mens was bang vir verkeerd doen. Nee, jy was bang vir die hoof, nee, as jy verkeerd gedoen het. Jy was bang vir die dominee, jy was bang vir die afrigter en jy was die bangste vir jou pa. Vir almal sê, slaat my, doen wat jy moet, maar moet net nie my pa bel nie. Maar jy was bang vir autoriteitsfigure, baie keer soveel so, dat jy dink, my saligheid is nou gone. As ek het 'n fout gemaak, hier's moeilikheid. Die community gaan my verwerp, die Here gaan my verwerp, ek's gone. En ek dink baie van ons het 'n godsbeeld as gevolg van daai wêreld. 'n Beeld wat sê ek moet presteer voor God my gaan aanvaar. If I don't do well, ek is uit die team uit. Die Here gaan my uitgooi, ek's gone. En die oomblik wat ek val en ek doen iets verkeerd, ek maak 'n fout, dan is dit daai ding van, this is now on me, ek moet hierdie nou reg maak, voor ek weer kan regkom en dis vir my waar hierdie so beautiful is. Miskien is dit jy vandag. Miskien sit jy en jy sê, yes, ek dink, as ek jou moet vra, sal jy sê, ek is nie waar ek wil wees nie. As ek vir jou moet vra, leef jy is jy die beste mens wat jy kan wees op hierdie stadium? As ek dit nou vir jou vra, jy hoef nie 'n hand op te steek nie, maar as ek vir jou moet vra, ek dink baie, miskien meeste van ons sal sê, nee. Ek dink nie ek is die beste mens wat ek kan wees nie. En wat sal jy vir my antwoord as ek jou sê, maar hoe laat dit jou voel? Hoe voel jy oor dit? En ek dink baie van ons sal unpack oor hoe teleurgesteld ons is in onsself, en ons wens ons kan beter doen, en ons sal by daai paadjie van Petrus afgaan, in plaas van, weet jy wat is okay? Want ek is besig om dit met Jesus uit te sort, en hy is besig om dit met my uit te sort. Ek is op 'n goeie plek met Jesus, want ek het hom lief. En as al net een ding is wat ek reg het in die lewe, is dit. Ek kan nie alles reg doen nie, maar ek het die Here lief. En hy weet dit, and that's enough. En my gebed is dat jy vandag daai vraag sal hoor echo, al is dit saggies, dat dit so persoonlik na jou toe sal kom, dat jy die Here sal hoor fluister in jou oor. Het jy my lief? Het jy my lief? En as jy soos Petrus vir hom sê, Here, U weet, U ken my hart. U weet ek het U lief. As jy sal hoor, hy sê vir jou, it's good enough for me. Ek wil die band vra om vorentoe te kom. Ek het hulle gevra om vir my 'n lied te sing, net om bietjie vir ons 'n space te create. First Love Fire. En hierdie lied gaan net daaroor dat dis net 'n gebed waar ek sê, Here, ek onthou toe ek tot bekering gekom het. Daai ontmoeting, daai oorweldiging van genade, en net daai beginpunt van alles gaan oor U is lief vir my, ek's lief vir U en dis genoeg. Ek wil net weer op daai plek uitkom. Miskien is jy vandag op 'n plek waar jy net weer daar wil uitkom, waar jy net sê, ek wil net weer so oorweldig word van sy liefde. Deur sy liefde, want jy sien, dis die beginpunt, en dit was die oorbeginpunt vir Petrus, en ek dink almal van ons, kom ons sê eerlik, ons is mens, en ons gaan gereeld hierdie herstel moet ervaar. En Petrus het dit so sterk ervaar, dat hy 'n amazing prediker geword het. Duisende mense het tot bekering gekom as gevolg van Petrus se prediking, nie omdat hy 'n goeie communicator was nie. Nie omdat hy hard gewerk het in hoe hy praat en in wat se goed hy moet preek nie. Maar omdat hy hierdie ervaring met Jesus gehad het, en omdat hy vanuit hierdie plek geleef het met Jesus, het hy hierdie salwing gehad dat hy die evangelie van liefde kon verkondig aan ander mense, dat wanneer hy dit gesê het, is dit net hierdie magnetiese krag as mense hoor, yes, dis hoe lief die Here my het, dis hoe hy oor my voel, dis sy hart, selfs in hierdie moment van my, dat dit mense net bring na die Here toe, en hulle draw na die Here toe. En my gebed is dat daai magnetiese liefde van die Here, dat dit jou net vandag weer sal intrek, dat jy net sê, Here, ek wil weer terugkom na my eerste liefde toe. Ek wil vanuit daai plek uitleef. Ek wil nie soos 'n robot net hard probeer om al die regte goed te doen nie, want dis nie wat U wil hê nie.
U soek my hart. En mag jy in hierdie moment net daai vraag hoor, het jy my lief, en mag jy die Here antwoord op jou persoonlike manier. And I remember when all I knew to do was sing your name. And I remember when all I longed to do was give you praise. Jesus, light the first love fire in me again. I wanna fall in, I wanna fall in, I wanna fall in love with you again. Back to the start where it was all about one thing. I wanna fall in love with you again. I wanna fall in love. I remember when I couldn't wait to tell someone. I was lost within the joy and gratitude for all that you've done. Jesus, light the first love fire in me again. I wanna fall in, I wanna fall in, I wanna fall in love with you again. Back to the start where it was all about one thing. I wanna fall in love with you again. With you Jesus, light the first love fire. Come and be my one desire. Jesus, light the first love fire. Come and be my one desire. Jesus, light the first love fire. Come and be my one desire. Jesus, light the first love fire. Come and be my one desire again. I wanna fall in, I
you again. Elke keer as ons U woord oopmaak en ons aanskou U genade, Here Jesus. Dit is so beautiful en ek besef net weer met Petrus, as dit met hom kon gebeur, hoeveel keer gaan dit nie met my gebeur nie? En hoeveel keer gaan ons op hierdie plek wees waar ek moet besluit, gaan ek staat maak op my commitment of gaan ek U fluisterstem in tune en hoor, U sê vir my, Jacques, het jy my lief? En dat ons heeltyd van daai plek af kan herstel en groei en dien en lief het. U soek nie robotagtige transformasie waar ons net 'n paar reëls beter doen nie. U hart is dat ons al meer soos U word. Dat soos ons op hierdie plek herstel in liefde, dat ons liefde ons karakter sal verander. Dat ek myself beter kan lief hê, dat ek my gesin beter kan lief hê, dat ek U kerk beter kan lief hê, dat ek verlorenes beter kan lief hê. Dis wat ons sien gebeur het in Petrus se lewe en hoe powerful is dit nie? Dat dit alles begin by die plek met hierdie vraag, het jy my lief? Wat 'n vraag. Wat 'n hart agter daai vraag. Ons is so lief vir U, ons eer U hart, ons loof en ons prys U vir U genade, Here Jesus. En ons sê vir U dankie dat U nie hierdie God is wat ons wil dryf om net uiterlik beter te leef en te presteer nie, maar dat U ons aanvaar daar waar ons is. En dat my disipelskap nie gaan oor ek moet beter doen dat God my kan lief hê nie, maar dat dit kan begin by U het my reeds lief ten volle. Daarom dra dit my, dit trek my soos 'n magneet aan dat ek vanuit daai liefde U ook kan lief hê. Ander ook kan lief hê. Dis waarvoor U ons roep, 'n lewe van liefde, en my gebed is dat ons nooit sal settle vir 'n robotagtige disipelskap nie, maar dat ons altyd sal begin by hierdie plek. As ons die pad dalk byste raak, as ons dalk sal foute maak, as jy dalk iemand sit en hulle weet nie waar hulle is met U nie, dat hulle sal begin op hierdie plek. Alles begin by U liefde vir ons en U vraag vir my is, het jy my lief? Dis al wat ek wil weet. Kom ons gaan aan. Dankie Here Jesus. My gebed is soos ons in hierdie week ingaan. Net U gedoen het vir Petrus en U sê vir hom, laat die skape wy, gaan influence ander mense, laat hierdie liefde van my jou humble in hierdie goeie manier, in hierdie positiewe manier waar jy net besef hoe groot my genade vir jou is en laat dit oorlopends toe vol na ander mense toe gaan. Mag ons ook ander mense laat besef, laat ons soos vensters is wat U skyn, dat mense U deur ons sien, U liefde deur ons ervaar, dat ons mense sal optel waar ook al ons gaan. Mag hulle besef wat die beginpunt is. Ons het U lief, Here, ons bid dit in Jesus naam saam en ons sê